moet die hele tyd Niels op die linkerkant optaan, dan kom hy op die regterkant. Hoor allemaal, lekker maar sit. Dus enige besoekers hier vanoggend? Baie welkom. Ja, dit is so aan iedereen en al. Baie welkom. Maar meer is dit, welkom in die gees van God wat hier is. Ons het so 'n paar afkondig gekies. Sondagskool, elke sondagoggend om 9. En as ons nie geweet het dat die diens 9:30 is, dan sou ons nie hier gewees het nie. Maar net so belangrik is woensdaande is dit bid hier. Ek kan nie aan u verduidelik hoe baie dinge gebeur in die bid hier. So woensdaande om 7. As jy dit kan maak, kom tog asseblief. Kom bid saam met ons. Dan het ons daar op die tafel daar, voor die moederskamer, het ons gebedsversoeke. So as jy 'n versoek het, as jy wil hê ons moet bid vir iets, asseblief vul daai vormpies in. Julle kan die vorms vir myself, vir Prof JB of Pastoor Derek gee. Of vir Dr. Dawie, as hy dit kan maak op 'n Woensdag aand, is hy ook hierso, so asseblief. Ja, dan ek lees vir ons voor uit 2 Korintiërs 9 vanaf vers 5. Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie uit droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gegewe lief. Kom ons staan asseblief. Here ons God en Hemelse Vader. Here, vanoggend dank ons U vir alles wat U vir ons gee, Here. Dat U ons seën, Here, sodat ons ander kan seën, Here. Ek dank U vir dit, my God. Ek dank U vir elke een wat hier is vandag, Here. Dat ons elke Sondag uit U hand uit ontvang, Here. Maak elke hart ontvanklik vir die woord wat uitgaan. Here, word verheerlik in en deur elke een van ons. Word verheerlik in ons gesang, Here. Word verheerlik, my God, wanneer ons hier uitstap en U woord nie leeg na U toe terugkeer. Ek loof en prys U vanoggend, Here. Dankie vir Here Jesus wat bereid was om te sterf vir my sondes. Dankie, Here, dat U die Heilige Gees as die trooster hier agtergelaat het. Dankie, God die Vader, dat U altyd daar is vir ons. Ek prys U en ek dank U in Jesus naam. Amen. Amen. Môre. Môre. Nou vir die van julle wat nie weet nie, ek was nie laas week hier nie. En as jy nie weet ek was nie beteken dat jy was ook nie laas week. So, dit voel my weer vandag as ek die eerste keer op 'n kansel staan. Lekker op my sene wees, kry lekker warm. En miskien sal dit beter soos iemand my kom groet. So dalk moet julle mekaar groet en dan moet iemand my kom groet. So kom ons kyk, wie gaan wie groet? Jy kan nie soos ons dit hier staan en net waai nie. Jy kan net. Iemand moet iemand groet. Ja, ons gaan groet hom almal. Ja, hier is die otherwise. Mooi weer. Van ons reg.
Dis nie 'n mens groet nie, maar groet daar reg. Ek kry my halfpad. Ek het al gegroet vanoggend. Dis vanoggend, ons is hier nou in die kerk. Dit is môre, maar Here Jesus neem die donker wolke weg. Amen. Amen. Ons gaan bly wees in die Here vanmôre. Amen. Ek glo die Here gaan vanmôre vir ons iets doen. Amen. Vir elkeen wat vanoggend hier is, van die Here iets doen. Dan as ons reg. Elke oomblik, elke dag. Prys U vanmôre.
ervaar die gees van die Here vanmôre in ons bedikkings van God. Here, ek wil U prys vanoggend dat U tog besluit om hierdie huis te besoek, Here. Ons wil U eer vanmôre dat U tog besluit, Here, met ons, Here, te deel. Here, dat U ons vanmôre sien en dat U medelee met ons het, my Vader, is ons eer. Dat U ons besoek, Here, is ons eer. Dat U Uself ophef, is U eer. En ek wil U prys vanmôre. Ek wil U eer vanmôre, Here, U is ons Skepper God. Here, ek ervaar U vanmôre. U is God, Here. U is Skepper God almagtig, heilig, heilig, heilig. Is die Here God almagtig. Waardig is die Lam van God. Waardig is die leeu uit die stam van Juda. Hy wat eers dood was, wat sê, kyk, ek leef. Ek het opgestaan. Ek wil U prys vanmôre. Here, dat U nog steeds die God van hemel en aarde is. Dat U nog steeds vanmôre waardig is om aanbid te word. Ons prys U vanoggend. Ons gee erkenning, Here. Ek erken vanmôre dat U God is. Here, doen U wil vanmôre. Do your will in me, O Lord. Doen U wil vanmôre, Here. We
Here sal ons ooit weet, my God, sal ons ooit weet die voorreg dat die seun voor die Vader kan staan en sê, Vader, daar is die kinders. Gewas, vlekloos, gereinig, en hulle behoort aan U. En seuns en dogters, daar is julle Vader. Hy is die God van hemel en aarde, en hy het jou aanvaar, omdat jy gewas is in my bloed. Here sal ons ooit verstaan, die werk van die kruis, die krag van die bloed, en die naam van Jesus Christus. Help ons om hierdie naam te verstaan, Here, wat hierdie naam is, wie hierdie naam is, wie ons is, hierdie naam. His name is Jesus. His name is Jesus.
sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art. Die Here vanmôre groot is, kind van die Here heeft jou hande op. Sê saam met my, how great thou art. Then sings my soul. Here ons wil die prys gee vanmôre. Waarlik U is God. Kyk, so spreek die Here. Ek is nie 'n God wat kan lieg nie. Ek is nie 'n mens dat ek sou berou hê nie. Kyk, sê die Here, ek beloof jou, dis my belofte. Die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek volëindig tot op die
begin het, kan niemand stop nie. Die goeie werk wat God begin het, kan niemand stop nie. Die Here sal dit voltooi tot op die dag van Christus. Die Here gaan nie sy kerk los in hierdie uur. God gaan nie. Kind van die Here, ek wil met jou sitplek in vanoggend. God gaan die kerk nie los nie. Die Here gaan jou nie los nie. Amen. Ek wil jy moet vanmôre glo dat die Here jou nie gaan los nie. Ek wil jy moet vanmôre weet dat God jou nie gaan los nie. Amen. 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 As baie mense wat in baie stryd is die laaste paar weke en die Here het in die laaste paar weke baie dinge kom doen vir ons as mens. Maar dit gebeur omdat die stryd aanhoudend is dat ons as mens soms begin wonder. En dan vra ons onsself, maar waar is die Here? En dan wonder ons, maar is die Here waarlik besig? Gaan die Here doen wat hy beloof het om te doen? En as daar 'n bevestiging vanmôre uitgegaan het, dat hierdie vraag vir jou beantwoord is, dan moet jy die Here eer gee vanoggend, want die Here gaan die kerk nie los nie. En dit wat God begin het in jou lewe, gaan die Here voltooi. Daai gawe vanmôre, ek het nie met die kerk alleen gepraat, maar met my ook. Dit het met my ook gepraat. Want wanneer 'n mens moet sê, so spreek die Here, dan moet jy vas staan. En jy as kerk vanmôre moet saam met my vas staan. Glo jy, maak nie saak wat gebeur rondom jou nie, dat dit wat die Here begin het, hy sal voltooi. Glo jy vanmôre dat die goeie werk, ja, ons kan die Here doen. Soos wat die wêreld gereed maak vir stryd en oorlog, maak die kerk gereed ook vir iets. Ons maak gereed vir twee dinge. Die eerste ding was die laaste ruk in die nuus gewees baie, die wederkoms van Jesus Christus. Maar die kerk maak al lang gereed vir dit, is die volgens nie. Die ander ding waarvoor die kerk moet gereed maak, en wat hierdie gemeente onsself voor gereed maak, is herlewing. 'n regstel van God na die mens toe. Dat die mens weer ywer en soek na die weë van die Here en dat die mens weer op 'n plek kom waar dit oor God gaan en niks anders. En wanneer dit gebeur, sal daar 'n klimaat in die geestelike atmosfeer wees vir wonders en tekens en wonderbaarlike dinge. Dit sal in die hemel gebeur. En die kerk, ons as gemeente, is op hierdie pad. Ek dink persoonlik dat herlewing 'n jaar of 2 terug al in hierdie gemeente begin het. Waar die Here mense se harte besonder begin werk het en besonder begin deel het, want herlewing begin in iemand se eie hart. Jou pad wat jy met die Here gestap het die laaste 5 jaar het ernstiger geword as wat dit was 5 jaar terug. Jou pad het anders geword, het anders te begin kyk na dinge, het anders te begin dink na dinge. Die mens wat vandag voor my sit, en hopelik die mens wat voor julle staan, is nie dieselfde persoon wat 'n jaar terug
voor julle gestaan het. Innerlik is daar veranderinge, gedagtes is vernuwe en 'n nuwe verwagting het in my lewe begin opstaan. Ek verwag die koms van die Here, maar voor die koms die opstanding van die kerk van die lewende God. Amen. En in die laaste week, maandagoggend toe ek wakker word, het ek maar begin dink aan Sondag vandag, wat ek moet bedien. En ek het iets gesien by die Here. En is iets wat ek al voorheen gesien het. Maar in die week is ek besig om af te sonder en vir die wat al bedien het weet dat soms kom die woord maklik of makliker en soms kom dit baie moeilik. So gistermiddag, as ek reg my tyd het, omtrent 7:30 gisteraand, toe is ek klaar met my voorbereiding. En dit was 'n lang, swaar dag vir my gewees. Nie omdat ek dink die woord moeilik is nie, maar omdat ek dink dat dit meer vir my iets beteken het gister as dalk vir iemand anders. En die Here het meer met my gepraat as dalk met iemand anders. En ek gaan vanmôre daai boodskap vir julle deel. En as die Here met jou praat, dan gaan ons die Here eer. Dalk het die Here maar net met my gepraat. En dan is dit ook reg vanmôre. Amen. Ek lees jou Bybel vir my blaai na Johannes 2, hoofstuk 4. As jy daar skryf, het my sê amen. Nou as ek sê Johannes hoofstuk 4, dan is ek seker van die predikers en baie mense weet klaar dat dit gaan oor die Samaritaanse vrou. Maar terwyl ek gister gesit het hierdie vir my iets geword wat ek nog nooit voorheen was. En ek wil saam met julle lees Johannes 4, vers 1. Toe die Here dan verneem het dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. Toe kom hy by 'n stad van Samaria wat Sichar of Sichem genoem word. Naby 'n stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer maar by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Ek wil net hier stop, want die twee dinge wat ek wil hê ons moet net raak sien. Die eerste ding, twee name. Die eerste naam Jakob, die tweede naam Sichar of Sichem. So ek wil net twee vrae antwoord. Nommer 1, wie was Jakob? Jakob was die seun van Isak en Rebekka. Isak was die seun van Abraham en Sara. Jakob se naam is in Genesis verander na Israel. Israel 12 seuns gehad. Die 12 stamme van Israel. So as ons hier praat van die punt van Jakob, het dit 'n belangrike geskiedkundige konneksie. Die patriarg van die 12 stamme van Israel, Jakob, Jesus, kom by die put van Jakob verby. En ek wil dit net onthou, want ek sal net oor dit uitkom. Die tweede ene, in vers 5, toe Jesus kom by die stad van Samaria, wat Sichar genoem word. En daai Sichar, die Hebreëse woord is Sichem. Sichem is die oudste stad in Kanaan. En dit het ook 'n belangrike betekenis. Die volgende dinge het by Sichar of Sichem gebeur. In Genesis 12, Genesis 12 vers 6 tot 7, verskyn God aan Abraham in Sichem, in Sichar.
En Abraham bou vir die Here 'n altaar. So daar's klaar iets wat belangrik is wat ek nog nooit gesien het. Die plek self het 'n belangrikheid gehad. Die tweede ding wat gebeur, of die tweede punt wat ek wil noem by Sichar, is dat Jakob 'n stuk grond gekoop het. In Genesis 33. Nou vanaf hierdie stuk grond wat hy gekoop het, is waar die volk van die Here uit versprei het. So Sichar of Sichem is 'n beginpunt van die 12 stamme van Israel, hulle oorsprong, almal met my. Die derde ding wat gebeur het by Sichar in Samaria, is die plek waar Josua die volk geroep het om die Here te dien in Josua 24. Waar hulle geroep het en hulle verantwoordelik gehou het, het hulle gesê, hierdie sal teen julle opgeteken wees. By hierdie plek roep ek julle God daar bid. Die volgende rede hoekom Sichar belangrik is die plek waar Josef ook begrawe is. So die gebeentes van Josef is hier begrawe. So toe Jesus by Samaria ingaan, behalwe dat hy by die put van Jakob verbygegaan het, het hy ook by Sichar verbygegaan, vir 'n baie besonderse rede. Sichar was 'n baie belangrike plek vir die Jode gewees. En hier stap die Nuwe Testament van God. En hy stap verby al hierdie gebeurtenisse wat in die Ou Testament relevantie gehad het. En dis asof die Nuwe Testament al hierdie dinge oorskadu. Dit maak nie meer saak wat 'n verbond by Sichar gesluit is nie. Ek, Christus Jesus, is die nuwe verbond. Dit maak nie saak wat se patriarg se opstanding van die stam uit plaasgevind nie. Ek is Christus en daar sal nuwe lewe uit my oorsprong vind. Almal is met my. Jy sien, God maak nie foute wanneer hierdie dinge gebeur. Daar het natuurlik iets gebeur by Sichar wat ek net vir julle wil voorhou in die boek van Konings, waar die 12 stamme van Israel, waar hulle 'n koning moes kry, het hulle besluit dat 2 van die stamme gaan die koning aanvaar wat oor hulle aangestel is, Rehoboam, en die ander 10 stamme gaan 'n ander koning kies vir hulle self, Jeroboam. En by daai plek waar dit plaasgevind het, by Sichem, het die stamme van Israel dan verdeel. 10 stamme onder hulle eie koning en 2 stamme onder hulle eie koning. So hierdie Sichem het nog 'n redelike belangrike betekenis gehad. So daar het 'n verdeeldheid plaasgevind by Sichem ook van die 12 stamme van Israel. So dit was nogal vir die Jood 'n belangrike plek gewees. Wat ook gebeur het, is toe die 12 stamme van Israel verdeel het hulle die noordelike stam en die suidelike stamme verdeel. Nou, die noordelike stamme was deur Assirië in afgodsdiens weggevoer in ballingskap. En die suidelike stamme is deur die Babiloniërs weggevoer in ballingskap. Nou, in ballingskap beteken dit effektiewelik dat alle afgodediens wat beskikbaar was in daai land, was afgeforceer gewees op die 10 stamme en op die 2 stamme. Julle is met my sover. So nou sit ons in 'n situasie waar die volk van die Here verdeel is. Hulle het hulle self verdeel omdat hulle nie hulle eie koning kon kies nie, wat God gesê het, hierdie moet koning wees, en die stam besluit, die 10 stamme besluit, ons wil nie hierdie koning hê nie. En omdat hulle verdeeld is, het die Here toegelaat dat hulle in ballingskap weggevoer word. Assiriërs 10 stamme geneem en 2 stamme deur die Babiloniërs. Hierdie Assiriërs wat afgodedienaars was, se invloed het dan begin vermeng in die 10 stamme van Israel. En daar het 'n vermenging plaasgevind van afgodediens. Maar binne die vermenging van afgodediens het daar 'n sekere groep mense opgestaan. En hulle het vasgehou aan die 5 wetboeke van Moses, die Pentateuk. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. En hulle het bekend gestaan as die Samaritane. Almal met my. So toe Jesus by die punt van Jakob kom, was dit 'n verskriklike plek gewees in die Joodse geskiedenis by Sichem, waar daar sekere dinge daar gebeur. En God oorskadu met die teenwoordigheid van sy seun, oorskadu hy al die Ou Testamentiese gebeurtenisse, en hy rig ons aandag dat daar iets niets vir ons voorlê. Daar sal nie weer verdeeldheid wees. Amen. Jesus het gekom die verlore skape van Israel bymekaar te maak. Hy het gekom om almal onder een hoof in te trek.
Hy het gekom dat hulle die Vader in gees en in waarheid kan aanbid. Dit sal nie nodig wees vir afgodediens nie, maar een goddelike waarheid wat Christus Jesus is. Maar ek sê hierdie dinge vanmôre vir julle, dat iemand saam met my lees en staan. Lees saam met my vers 6. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. Toe sê die Samaritaanse vrou, Here, hoe is dit dat u wat 'n Jood is my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane. So nou verstaan ons waarom die Jode niks met die Samaritane te doen wou gehad het. Afgodediens vermeng. Hulle het nie geglo in die wetboeke van Moses, hulle het glad nie geglo in die profete nie. Absoluut niks na Deuteronomium het vir die Samaritane enigiets beteken. En dit was gereken gewees dat Jesus wat 'n Jood was, wat uit die stam van Juda gekom het, as hy dan met hierdie vrou deel en hy vat iets by haar, dat hy onrein sou wees. Hulle was gereken dat as hulle vermeng met die Samaritane, hulle onrein sou wees. Daarom was dit vir haar snaaks gewees toe Jesus met haar praat. En sy sê, maar wat het ek met u te doen? U weet dat ons het nie gemeenskap. Almal is met my so ver. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie het is wat hy vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, sou vir hom gesê het, gee my die lewende water. Die vrou sê vir hom, Here, Here, u het nie eers 'n skepting, en die put is diep, waarvandaan kry u die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put in ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. En Jesus antwoord daar en sê, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Ek wil net hier stop vir 'n oomblik. Dis nou 'n mondvol wat ek gesê het. Maar hier gebeur iets wonderliks hier tot op hierdie stadium. Die vrou sê vir hom, ek kan nie met u gemeenskap hê nie, want ons stem nie saam. Daar's verskille. Ons as Samaritane word as onrein geag, want ons het niks met die Jode te doen. Maar tog sê Jesus vir hom, as jy geweet het wie met jou praat, sou hy vir jou die lewende water kon gegee het. En dan sê sy vir hom, maar u sê u gaan vir my water gee. Is u groter as ons vader Jakob? Here, hier waar hy vandag staan by die put van Jakob, was die oorsprong van baie dinge. En selfs in die Joodse geskiedenis het baie dinge by hierdie stuk grond Sichem by die put van Jakob gebeur. Wil u nou sê dat u groter is as al hierdie dinge wat voorheen hier gebeur het? Wil u regtig vir my sê, Here, dat u meer is as al hierdie dinge? En Jesus sê, van elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Ek wil u moet vanmôre iets hoor. Maak nie saak wat die Here vir ons doen wat niet is. Ons as mense het 'n manier om terug te kyk na die ou dinge. Die oomblik as ek voel, die Here is nie met my nie, dan voel ek, God het my gelos. Ons skuif net terug na die put van Jakob toe. Ons gaan na die oorsprong van die ou dinge toe. Ek voel nie lekker nie, pastoor. Met ander woorde, die gees van die Here het nie gewerk soos wat hy beloof het om te werk nie. Ons moenie by die ou dinge bly vasstaan nie. Die Here het vanmôre geopenbaar dat die werk wat hy begin het, hy voltooi, hy maak dit klaar. Is Christus groter as die punt van Jakob? Is Christus groter as dit wat by Sichem gebeur het? Die oorsprong van lewe van die Ou Testament. Ek wil weet of Jesus groter is as enige van hierdie dinge. Dan moet die kerk van die Here Jesus Christus die ou dinge los en vorentoe gaan en weet God is met ons. Ek praat vanmôre van jy wat opstaan op 'n maandag en weet God is saam met jou. En deur die loop van die dag begin ou se emosie bietjie te mekaar raak en die kop raak so bietjie nie lekker nie. Weet iemand waarvan ek praat? En dan so 2 dae later dan dink ons weet nie wat, maar niks het gebeur in my lewe nie en 4 dae later dink ons vir onsself,
Weet jy wat, ek weet nie regtig of die Here iets in ons lewe gaan, kan en wil doen nie. Ek wil vanmôre vir jou sê dat Jesus groter is as die put van Jakob. Hy is groter as die gebeurtenisse wat by Sichem plaasgevind het. En hy is groter as dit wat in jou lewe is wat jy teruggaan. Maak nie saak wat gebeur vanmôre in die kind van die Here. God is groter as hierdie dinge in jou lewe. En ek wil nie jy moet vanmôre moed verloor en hoop verloor, omdat daar nog 'n punt is wat jy so nou en dan by gaan sit. En sê, Here, wat dit voel vir my. Here, dit lyk vir my. Dis asof, Here, weet julle waarvan ek praat vanmôre? Want ons as mens doen dit. Dis asof, Here, dit voel soos. En hierdie vrou vra 'n regverdige vraag vir Jesus. Is U groter as hierdie punt? Here, is U groter as hierdie geskiedenis wat by Sichem was? Jy sien, kind van die Here, jy het ook 'n geskiedenis. Amen. Jy het ook al in die verlede die Here vertrou, dat dinge nie presies vir jou uitgewerk, soos wat jy gehoop het dit gaan uitwerk nie. Amen. Ons moet daai goed agter ons sit. En ons hoop is verdiep in die Here. Jy moet 'n nuwe hoop vanmôre in die Here hê. Baie lank terug het ek eendag 'n boodskap gedien, baie lank terug, waar die Here my gewys het. Daar gaan 'n tyd kom waar daar 'n skeiding gaan plaasvind, waarvan die kerk by die punt van Jakob wil sit, maar die Here gaan hulle soek wat wegstap van die punt af. Ek wil jy moet hoor vanmôre, die kerk van God moet wegstap van enige ou dinge af, wat jou ongeloof aanbetref, jou stryd, jou struikel. Stap weg vanmôre, kind van die Here, en stap in die nuwe lewe in wat God vir jou het vanoggend. Nou, ek gaan nie vanmôre vir jou sê dit gaan maklik wees. Ek gaan nie vir jou sê dit gaan eenvoudig wees nie, maar ek wil hê jy moet let daarop om nie terug te gaan na waar jy vandaan kom nie. Hou jou hart op die regte plek. Hou jou hart by die Here God Almagtig. Want Satan is by vermoë om vir die kerk te vertel, dit lyk of niks gaan gebeur nie. Satan is by vermoë om vir die kerk te vertel, jy gaan dit nie maak nie van. En dan gee ons so 2 tree terug, dan gaan sit ons by die punt, en dan kyk ons weer na die punt, maar Jesus is die lewende water, wat ons kom lewe gee. Ek en jy moet glad nie by die punt van Jakob bly sit. Daai geskiedenis van Israel het waarde, maar is 'n geskiedenis wat Jesus kom vervang het. Want ek en jy se beginpunt is die kruis van Jesus Christus. Ons beginpunt is Golgotha se heuwel. En die goeie werk wat God begin het, sal hy voltooi in my en in jou lewe. Amen. Ons kan nie omdraai, en ons kan nie terugkyk. Ons kan nie twyfel dat God besig is in ons lewens. Ons moet 'n besluit neem en ons moet opstaan. En ek praat met myself vanmôre. En ek moet 'n besluit neem en ek moet opstaan. En eers moet ek nou kies. Gaan dit die Here wees of nie? Eers moet ek opstaan en sê, Here, ek gaan of by die punt gaan sit en maar kyk na die ou dinge, of ek gaan opstaan en ek gaan hierdie pad stap met volheid wat die Here vir my het. Want ek sê vanmôre vir jou in die naam van die Here, ek is nie besig om voluit vir die Here te stap. Pastoor, jy kan nie sulke goed sê. Ek weet as meer, dit beteken ek moet daaroor loop, dit beteken ek moet meer bid, dit beteken ek moet die Here meer soek. Amen. Dit beteken ek moet opstaan vanoggend. En jy sien toe die vrou vir Jesus gesê, maar is hy groter as hierdie put? Here, weet jy dan nie dat hierdie put al jare hier is? Weet jy dan nie dat die ondergrondse water is wat hierdie put voed en hierdie put gee lewe aan Jakob en almal wat uit hierdie put uit drink? Weet jy dan nie, Here? Antwoord Jesus en sê vir haar, elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nie dors kry nie. Nou wil ek die kerk vra, hoekom bly ons dors? Ja, pastoor, ons moet dors bly as ons by die Here soek, dis nie wat ek bedoel nie.
Hoekom het ons die geneigtheid, kind van die Here, om 3 dae vorentoe, 2 dae terug. 2 tree vorentoe, 2 tree terug. Of gebeur dit met julle doen? Ons staan op in die Here, ons het geloof, en dan 2 dae later weet ons die Here, is ons nog op die regte plek met U. Terwyl Jesus gesê het, die water wat ek julle sal gee, jy sal in ewigheid nie dors kry nie. Want jy sien die water wat Jesus vir ons gee, kom uit die hemel. Dit vloei deur ons, want ons word 'n fontein van lewe volgens die Bybel. En daardie fontein van lewe beteken wanneer ek van hierdie fontein van lewe is, kan ek self nie dors word nie. Maar tog raak ons as kerk soms moeg. Ons word soms lam. Dis asof ons by die put van Jakob gaan sit. Ons sit by die water, maar ons sit nie by die water nie. Is daar iemand wat vanmôre weet waarvan ek praat? Dat die Here praat met my. Want ek bely voor die Here dat ek skuldig is vanmôre. Ek weet dat ek baie meer kan ywer vir God as wat ek tans besig is om te ywer. En as die Here my ingetrek het in Christus en hy het vir my 'n fontein van lewende water gegee en die water borrel uit my uit en ek drink van hierdie water, sê die Bybel sal ek self nie dors word nie. Dan beteken dit dat alles wat verby is verby, alles wat voor lê voor, maar ek is nog besig om so nou en dan dors te word, want ek vergeet dat daar lewe in my is. En ek vertrou die Here dat God vanmôre my gaan verander. Amen. Die Here moet my maak hierdie fontein van lewende water. Dat elkeen wat wil drink kan kom drink, maar ek self mag ook nie weer dors word. Ek self mag nie dors word. Niels het Woensdag aand 'n bid hier bedien wat ek dink dalk vir my dalk die beste dit verduidelik het. Riviere wat opgedroog het. Dis nie die bron wat opgedroog het nie, die rivier droog op. En dan as 'n mens gaan kyk, is daar soms klippe wat in die rivier lê en klein bietjie grond wat in die rivier lê. En as jy mens die klippe uithaal en die sand uithaal en die klein klippies, dan loop die rivier weer. Dis nie die bron wat die probleem is. Maar tog het ons as mens die geneigtheid dat wanneer daar iets nie goed is nie, dan begin ons eers die Here te vra, maar Here, is dit nog eers wat besig is of nie? Die Here het vanmôre bevestig, ek is die een, ek het begin, ek sal voltooi, ek is een wat die werk doen in jou lewe. Amen. Ek is die probleem vanmôre. Ek is die probleem dat water nie genoeg vloei deur my lewe nie. Ek het beperking op die Here. Ek het die ou dinge nog op my agterkop. Ek het nog die vrese in my agterkop. Ek het nog die onsekerheid in my agterkop. Pastoor, jy kan nie sulke goed sê nie. Ek gaan dit sê. My vrese van 5 jaar terug en my vandag se vrees is nie dieselfde nie. My geloof van 5 jaar terug en my geloof vandag is nie dieselfde nie. My onsekerheid van 5 jaar terug en my onsekerheid vandag is nie dieselfde nie. Ek besef 100% hoe nader 'n mens aan die Here kom, hoe duideliker word sekere dinge in jou eie lewe sigbaar. En dan beteken dit tog dat ek nog onsekerheid in my het wat die Here nie wil hê nie. Dit beteken daar sekere dinge wat nog tussen my en die Here staan. Daar sekere dinge wat God vanmôre moet verwyder sodat die waters kan vrylik loop. Dis net te gemaklik vir my om te gaan sit by die put van Jakob as ek ons daar 'n bietjie skep. As ek dors is, kan ek 'n bietjie skep. Maar die Here het gesê, ek het julle geroep sodat strome van lewende waters deur julle kan vloei. Julle word fonteine. En as jy vanmôre eerlik is, sal jy vir sê, pastoor, partykeer voel ek droog. En dit voel asof die Here nie naby my is nie. En ander dae, Here, voel ek weer beter en ander dae voel ek so. Dat die op en die afkind van die Here gaan dit aanvaar gebeur met ons. Die probleem is wanneer ons die op en die af begin aanvaar as normaal. Ek moet op en ek moet af. Ek moet bietjie droog en ek moet bietjie hierdie. En
en ek moet bietjie dit en ek moet bietjie dit. Terwyl die Bybel sê dat elkeen wat ek sal gee, waar lewende water sal in ewigheid nooit dors kry, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Wat daai fontein in jou oopgaan, sal daai fontein terugkeer waar dit vandaan kom. Dit kom van die hemel af. Dit strek tot in die alle ewigheid van God en God alleen. Dit beteken ek en jy wat vanmôre hier sit, daar's veel meer in ons as wat ons kan sien en daar's veel meer in ons as wat ons dink. My oorsprong het niks met Sichem uit te waai. My oorsprong het niks uit te waai met die punt van Jakob. My oorsprong is die kruis van Jesus Christus. En daar het God sy oordeel oor die wêreld bewys, maar sy oorvloed aan die kerk omgee. As jy in Christus glo aan die kruis, word jy nie geoordeel. Aanvaar jy nie die kruis nie, word jy geoordeel. En elkeen wat in Christus Jesus is, binne jou is 'n fontein van lewende water. Maar as jy eerlik vanmôre sal jy vir sê, pastoor, ek voel nie altyd so nie. En dan begin ek my gedagtes dan rondhardloop. En Prof Pieter het baie gesê dit het niks met gevoel te doen nie. Ek stem vanmôre 100% saam. Maar ons is mens. En ons laat toe dat ons emosie ons afdruk en dan voel dit nie asof die Here vir ons is nie. En ons moet ons emosie en alles wat met dit gepaard gaan, moet ons onder beheer bring. Want voor die kruis kon ons by die punt van Jakob gaan sit het. Na die kruis kan ons nie meer by 'n punt gaan sit. Want jy is veronderstel om daardie fontein van lewende water te wees. Almal is met my. Dis hoe die Here met my praat. Dis hoe ek met myself praat met die Here. En ek is baie ernstig as ek vanmôre vir jou sê, daar's fout by my. Daar moet iets met my gebeur. Pastoor, is jy 'n sondaar? Dis wat ek sê. Ek sê dat dinge wat met my moet gebeur, sodat ek kan wees presies wat Jesus gesê het ek moet wees. Hy het gesê, elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot 'n ewige lewe. Dan gaan ek vanmôre wegstap van al my dinge. Onsekerheid, ongeloof, alles. En ek wil instap in dit wat die Here vir my het vanmôre. God gaan voltooi dit wat hy begin het, kind van die Here. Ek sê altyd, die wederkoms van Jesus gaan plaasvind. Of daar 5 mense gereed is, en 500 gereed is, of 5 miljoen. Die wederkoms is 'n uitgemaakte saak. Ons moet in lyn kom, want ons gaan nie God beïnvloed om die wederkoms te laat plaasvind. Die herlewing, wil ek vanmôre aanvaar, gaan plaasvind. Die wat saam met die Here is, gaan aan hierdie juk trek en voordeel hê in die herlewing. Die wat nie saam met die Here is nie, gaan God nie beïnvloed om herlewing te stuur. Ek wil dit vanmôre sê, want ek is oortuig daarvan, dat God nie wag vir die kerk nie, hy wag net vir 'n paar manne en vroue, om hulle self oor te gee aan die gawe van God. Want die kerk self lyk nie goed nie. Maar by ons gaan dit begin. Die Here gaan by my en by jou in hierdie huis fontein aanweer. En as jy wat vanmôre hier sit, en jy sal lewende water wees, en jy sal nie dors word nie, en wanneer jy daar buite kom, sal die mens kom drink van jou, want jy is die water wat God op die aarde uitgegiet het. Ek wil hier dit vanmôre hoor. Die Bybel sê vir ons, hy wat honger en dors het, kom na my toe. Jy wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Waartoe moet die wêreld gaan behalwe na jou, wat Christus verteenwoordig op hierdie aarde? Dan moet ons iets in jou wees, wat die wêreld moet drink. Amen. So ek gaan vanmôre die eenvoudige uitnodiging maak.
Vir my was dit 'n baie moeilike dag gister, want ek moes sekere dinge aanvaar in die Here, en ek moes sekere dinge vir myself uitgemaak het. En sekere dinge moes ek erken en sê, ja Here, ek het ook die geneigtheid om in die ou dinge te dink. Die Here het my net herinner, my oorsprong is by die kruis van Jesus Christus. My begin is by die kruis. Ek kan nie teruggaan na punt van Jakob en gaan sit by die ou dinge en roem op enigiets en sê, Here, maar kan nie onthou, Jakob is ons vader, ek het niks met die dinge te doen. Ek het 'n nuwe lewe in Christus. En ek moet my saak met die Here vanmôre regkry. Ek moet my saak met God regkry vanoggend. Want in die laaste paar weke kan ek nie vir jou sê hoe baie dinge kom in my en my vrou uit. Om mense wat siek, stikkend en gebreek is. Vanoggend voor ons hier gekom het, haar vrou 'n boodskap gestuur. Bid. Haar man lê op sterwe, het 'n beroerte gehad. Die dokter sê hulle kan niks vir hom doen. En ek gaan bid vanmôre en ek sê, Here, ek wil bid vir die man. Want die dokters het gesê, daar is nie 'n uitweg vir hom. Maar daar moet by God nog 'n uitweg wees. Daar moet by die kerk nog 'n uitweg wees. Daar moet nog by die kerk 'n oplossing wees. Daar moet nog by die kinders van God 'n antwoord wees vir siekte, vir sonde, vir stryd. Daar moet nog 'n laaste poging wees van die kerk van God om op te staan teen al die dinge wat daar buite gebeur, siekte en sonde en die kankers en al die gemors wat besig is om die mens daar buite skade te berokken. Nou wil die Here vanmôre my wakker maak. Hierdie fonteintjie wat ek toegelaat het. Here moet hierdie fonteintjie vanmôre kom oopmaak. En ek wil die Here vra om my te vergeef vir alles ooit gesê, gedoen, gedink het, die fonteintjie toegemaak. Die Here moet my vanmôre was in sy bloed. Die fonteintjie oopmaak. Die waters van God kan vloei in ons lewens vanmôre. En in jou lewe vanmôre. Ek gaan vra dat jy oor sal sluit vanoggend. Vader, my God, Here, ek wil U bid, en ek wil U vra vanoggend. Here, ek weet dat ek vandag op myself gepraat het, Here. Ek weet dat dit jare vir my is om die water te hê, Here. Maar ek weet ook dis jare vir die kerk om die water te hê. Om die fontein te wees wat God oor besluit het. En Here, ek wil U bid vir elke man en elke vrou wat vanoggend wil kom en sê, Here, daar is sekere dinge wat ek vanmôre uit my lewe uit wil haal, om hierdie fontein te wees wat U oor besluit het. Here, ons wil vanmôre niks anders sien, behalwe die kruis as ons oorsprong nie. Ons het geen begin en geen einde buite die kruis van Jesus Christus. Here, ek wil U vra dat daai manne, daai vroue vanmôre sal uitkom. Dat hulle sal opstaan en kom sê, Here, ek wil hierdie fontein wees. Die lewende water wat God oor besluit het in Jesus. Here, maak my dit vanmôre. En as daar enige iets is, Here, wat keer dat hierdie water vloei, wil ek hier dat God het vanoggend uit my lewe uit kom haal, sodat die water suiwer kan wees, God verheerlik kan word, in die naam van Jesus Christus. Ek wil jou vra vanmôre, kind van die Here, as jy vanmôre hoor dat die Here met jou gepraat het, wil ek jy moet uitkom. Wil jy moet opstaan, en ek wil jy moet uitkom.
fonteine, Here, oorsprong van lewe, in die bid vanmôre, in die huis te verander, in die plek te maak vanoggend, in die manne en die vroue van God, fonteine te maak, van lewende water, wat die jare van God groot bewaar kan word. Here, ek wil U bid dat hulle self nie weer dors nie, dat hulle self, Here, sal vasstaan, hulle sal wonder, dat die bid vanmôre, dat die huis opstaan vanmôre met God en gereken word, as die geroepenis van God. Here, U wat beloof het, U sal dit doen, U wat vanmôre self verklaar het, die uur is die uur van God en die kerk nie van die mens. Dan wil ek U eer vanmôre, dat U die een is, Here, wat vanmôre kom uitvee uit ons lewens uit, dit wat daar nie moet wees, maar ook herstel vanoggend, hierdie fontein, Here, wat lewende water is. Maak dan vanmôre hierdie fontein oop, Here, in my lewe, broers en susters se lewens. Here, want daar is mense daar buite, wat nie weet wat om te doen. Die kerk van God, die huis van die Here, moet die antwoord wees. En ek wil die prys vanmôre, ek wil die bid vanmôre, in naam van Jesus Christus. Ek gaan net vir Susan bid, vir die musiek. Dan sal ons vir julle kom bid, kind van die Here. Ek wil jy moet vanmôre absoluut geloof in God hê. Dit is nie die uur van die wêreld, maar die uur van God. En jy sal dit sien in jou lewe. Here, bid U vanmôre. Bid U vanmôre, Here. Bid U vanmôre. Here, ek wil U bid vanmôre vir my vrou. Here, dat sy die fontein sal wees. Here, dat sy self nie weer sal dors nie, maar sal sien dat dit wat in haar is, God is. Dit wat in haar is, lewe is. Here, dat die lewende strome van lewende waters uit haar sal vloei, dat sy nie sal dors nie, Here. Vader, ek wil U bid, al die ou dinge vanmôre, elke bietjie bekommernis wat daar was, elke soeke, elke onsekerheid. Here, vat vanmôre die ou dinge weg, en dat sy sien, haar oorsprong is by die kruis van Jesus. Sy het nie nodig om terug te gaan na ou dinge toe nie, want God is met haar. Ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus. Maak haar vanmôre, Here, hierdie fontein, lewende waters, Here, uit haar sal vloei, dat sy self nie sal dors, dat die mens sal drink. Die naam van Jesus. Here, Gees van die Here, Here, op haar vanmôre, prys U, eer U vanmôre, naam van Jesus. Oh,
kan jy speel. Here my Skepper God vanmôre. Mense wat vanmôre hier staan, wat sukkel om te vergewe. Wil jy met vir my uitkom? Mense wat regtig vanmôre hier staan, wat sukkel om te vergewe. Of dit jouself is, en of dit ander mense is. As jy dalk nog een vanoggend wat wil uitkom. Ek vra die pastore saam met my kom bid vir die mense vanoggend. Vergifnis klink soms na 'n maklike saak. Maar vergifnis is nie die maklikste ding op aarde om te doen. Soms weet ons as mense regtig hoe om te vergewe. En dis nie die Here wat hier binne vir ons kan help om vrede en vergifnis te vind. En ons gaan die Here vanmôre vertrou om hierdie mense te help om dit te doen wat Jesus gedoen het, om te vergewe. Sal ek hom vir ons speel? Vader, Here, in die naam van Jesus, wil U bid vanmôre dat U aan hom sal gedoen en hom sal krag gee vanmôre, Here, om te vergeef in die naam van Jesus. Genees vanmôre, stel vanmôre, genees. Help vanmôre my God in die naam van Jesus. Dat
dat hy kan vergeef, dat agterop kan sit vanmôre, in die naam van Jesus. U is God vanmôre. Ek prys U. Ek eer U vanmôre. Hy sal vergeef deur die krag van 'n lewende God. Die naam van Jesus. Prys U. Help ons vanmôre, my God. In Jesus Christus naam. Amen. Here, ons prys U vanmôre. Eer U vanmôre. Prys U. Alle eer kom by God toe. Here, U is waardig vanmôre om aanbid te word. Buite U is daar geen God nie. Here, ons het 'n begin. En dis die kruis. En ons uiteinde is die ewigheid van God. Verder is daar vanmôre niks meer, behalwe die kruis van Jesus. En ek wil U eer dat U vanmôre klaar beloof het, die goeie werk wat U begin het, sal U voltooi. Here, dat U verklaar het, U is nie 'n mens nie. Dat U nie die een is wat ons los nie. Prys ek U tot in alle ewigheid. Loof U. Ek vir Pastor Dawie vra vir ons af te sluit vir vanmôre. Onze Vader, Here, U alleen is God. U alleen is reg, waarheid en lewe. Here, ons hoop, ons toekoms is in U alleen. Wat 'n voorreg om vanoggend kan hoor wie U kom spreek tot ons en kan sê dat die goeie werk wat U in ons begin het, sal U mens uitvoer. Dat die fontein van lewende water, Here, wat U in ons geplaas het deur U Gees, my God, sal borrel en uitstroom tot in die ewigheid. Want U is God. En niemand kan U werk keer. Niemand kan stop wanneer U begin. Here, U wil sal geskied tot in alle ewigheid. Dit wat moet gebeur, Here, het klaar gebeur in U gedagtes. So sal dit wees. Mag ons as gemeente, as liggaam, as elkeen wat U afgesonder het vir die koninkryk in lyn kom in U gedagtes en U wil. En dat U die lof en die eer gee en alles wat geskied in ons eie lewens. Here, mag ons deur die seën van ons kop uitspreek op ieder en elkeen, en wanneer hulle hier uitgaan, hy sal uitgaan as konings en priesters van God in Christus Jesus ons Here. Mag die liefde van God die Vader elkeen nou deel. Mag die genade van die Here Jesus Christus met elkeen wees. En die gemeenskap van die Heilige Gees ons die nader aan U sal bring, en ons in U sal wandel. In Jesus naam bid ons dit.